Goeiemôre, broers en susters. En ook hartelijk welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons roep weer die Here aan vanoggend in die woorde van Psalm 16. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En ontvang dan die seën van die Here. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word deur die kennis van God en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof dan ons Here, deur saam vir hom te sing. Ons prys hom vir wie hy vir ons is, wat hy vir ons doen met die woorde van Psalm 23. Sing van die Here as ons herder. Sing saam Psalm 23 vers 1 en 2. Ons bly ook nou hartlik ons geloof. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God. Lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy opgestaan volgens die skrifte en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. U kan die plekke inneem, waar ons gaan saam luister na ons Here se antwoord, ons belydenis. Die Here antwoord ons vanoggend weer deur vir ons sy wet voor te hou. Kom ons luister dan saam na die wet van die Here.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons roep ons Here aan. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U vir Christus. Ons harte is so vol van hom, ons gedagtes is so gerig tot hom, veral nog vanoggend, waar ons aan die tafel kan sit, kan terugdink en kan geniet, onsself kan volmaak met die beloftes wat U vir ons gee in en deur hom. Ons prys U vir hom. Dis in hom die veiligheid en die vrymoedigheid in hom wat ons ook voor U kom en ons sonde bely.
Ons bring onsself laag voor U, want ons ken onsself. En net wanneer ons onsself probeer vloustat, dat ons nie te geneig is tot sonde nie, dat ons sonde nie te groot is nie, dan hoor ons weer die wet. En wanneer ons die wet sien, wanneer ons dit hoor, dan is ons weer laag voor U. En ons bely ons oortree baie. Ons is so stikkend, wisselvallig, swak, gereeld moedswillig. En Vader, vergewe ons. Ons dank U dan in Christus, dat ons so vrymoedig ons skuld kan bely, vergifnis kan vra, omdat ons weet dat U dit gee. Omdat ons weet dat U getrou en regverdig is om ons sondes te vergewe, wanneer ons dit bely. So ons prys U daarvoor. Dit is met dan groot opgewondenheid en groot vreugde wat ons saam wil luister na U woord. So ons bid, spreek Here, U knegte luister. Mag U woord diep tot in ons harte sny en ons vertroos, ons bemoedig, ons vermaan. Maak ons verstand helder en nugter, dat ons kan verstaan wat U sê, maar maak ons harte sag en oop, dat ons dit so sal liefkry. Dat ons verander sal word deur wat U sê, gevorm daardeur. Ons nog baie gebrokenhede in ons lewens, baie stikkende plekke, en U is die groot geneesheer. Hoe werk dan nou deur U Gees en deur U woord? Vader, ons dink in die besonder vanoggend aan ons geliefdes wat swaar kry, en ons geliefdes wat swaar kry nie hier kan wees nie. Ons weet, hulle sien met groot verlange uit na die nagmaal, en is 'n droefheid in hulle hart, dat hulle nie saam ons vanoggend aan tafel kan sit nie. Wil U hulle ook versterk en bemoedig, tot hulle harte troos spreek, en wil U hulle naby wees. Gee tog uitkoms gou, en daar waar U vir langer die beproewing toelaat, wil U daar krag gee. Vader, ons bring dan ons gebed voor U, hoor ons, verhoor ons, enkel in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons saam luister na ons Here se woord, laat ons sing vir hom. Psalm 93, sing ons vir die Here oor sy heerskappy. Ons sing vers 1 en vers 4. En ek kan saam my oopmaak by Filippense 3 vanoggend. Gaan daarna die eerste gedeelte luister, Filippense hoofstuk 3. Jy gaan sien hier is, as jy op die vlees vertrou,
sal jy verlore gaan, vir ewig. Dis wat ons Here in hierdie teks sê, en wat ons ook deur die nagmaal vanoggend geleer word. As jy op die vlees vertrou, sal jy verlore gaan. Ek hoop dit wek jou op. Ek hoop dit laat jou skrik, want dit moet. Dit het met jou ewigheid te doen. Ek so gereeld begryp ons nie die gewig van waarmee ons te doen het. Maar die Here is baie duidelik in sy woord. So ons wil sien, ons moet sien in ons teks. Wat beteken dit om op die vlees te vertrou? Hoe lyk dit? Wat is die vlees ooit? Waarop moet ek vertrou? Wat moet ek maak met my vertroue en met my vlees? En wat het dit met ons Here se tafel te doen? Hoe sluit dit aan by die nagmaal om op die vlees te vertrou? Ons luister saam na Filippense 3, vers 1 tot vers 14. Ons gaan na die eerste gedeelte kyk nou en dan in die nabetragting na die viering van die nagmaal na die tweede gedeelte. So hou jou Bybel hier oop, want hierdie teks is propvol lieflikheid. En is so nodig dat jy dit self sien. Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 1. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dis nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om op die vlees te vertrou, as iemand anders meen dat op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. Tot sover. Kyk hier na die einde van vers 3, saam met my. Vers 3, want ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. En dit is jy, as jy 'n Christen is. Dis 'n Christen. Iemand wat in Christus roem, en nie op die vlees vertrou nie. 'n Volgeling van Christus kan nie op die vlees vertrou nie. So wat beteken om op die vlees te vertrou? Kyk nou mooi saam met my na die teks. Wat jy sal sien in die teks, is dat om op die vlees te vertrou beteken dat wanneer jy oorweeg hoe jy voor God staan, wanneer jy oorweeg of jy veilig by hom is, of jy gered is, of jy seker is voor hom, dan kyk jy na jouself. Jy kyk na wat jy doen, wat jy is, hoe jy is, en op grond daarvan bepaal jy dan hoe jy voor God staan.
Dit is om op die vlees te vertrou. En as jy dit doen, dan is dit asof jy voor God kom en jou hande uithou na hom toe. En sê, kyk wat ek gedoen, kyk my lewe, kyk my getrouheid, kyk my liefde vir u, kyk my ywer, kyk my betrokkenheid, kyk wat ek gedoen, hê my lief op grond daarvan. Sekerlik sal die Here my aanvaar, want kyk hier, dis om op die vlees te vertrou. Nou kyk na vers 4 tot 6, in Filippense 3. Vers 4, alhoewel ek rede het om te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. So Paulus sê, as enigiemand dink dat hulle op grond van hoe hulle geleef het, wat hulle is, hoe hulle is, dink dat die Here hulle sal aanvaar, hulle sal seën, vir hulle sal goed wees, hulle na hom toe sal vat, ek nog meer, sê Paulus. En dan noem hy nou 'n lys van sy prestasies. Hoor wat sê Paulus, vers 5, ek is besny op die 8ste dag, presies soos wat God dit in die wet voorskryf. Vers 5, uit die geslag van Israel, deel van die verbondsvolk, 'n Israeliet, deel van die volk wie die Here bearbei het, terwyl hy die ander volke oorslaan, deel van daai volk van die Here, uit die stam van Benjamin, nie net uit Israel nie, maar uit 'n besonderse stam van Israel. Israel het 12 stamme, Benjamin 'n besonderse stam. Die eerste koning, Saul, kom uit Benjamin uit. Ons hoor oor Benjamin, toe die volk Israel in 2 koninkryke in verdeel het 10 stamme weg van die verbond afgegaan, weg van Dawid afgegaan, God se verbond met Dawid, en net Benjamin het saam met Juda gebly. Dis 'n besonderse stam, en daarom sê Paulus, nie net 'n Israeliet nie, 'n Hebreër uit Hebreërs. Vers 5, wat die wet betref, 'n Fariseer. So die Fariseërs is 'n groep Jode wat vir hulle 'n uiterse hoë vereiste stel wanneer dit by die wet kom. Die Fariseërs het nie net gesê, goed, ons is die Here se volk, ons moet gehoorsaam wees aan sy wet nie, hulle het die vereiste nog veel hoër gestel. Die strengste tipe gehoorsaamheid stiptelik aan die wet, dis die Fariseërs. En dan sê Paulus, ek is een van hulle, teenoor die wet, en hoe die wet gehou moet word, is ek een van die Fariseërs, deel van daai groep. Vers 6, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. Sy ywer so groot vir God, so brandend, so passievol, so opreg, so oortuig, dat dit wat hy sien as 'n bedreiging, 'n aanval op sy Joodse godsdiens, gaan roei uit. En ons hoor ook hoe hy die gemeente vervolg het dan. Vers 6, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Nie net het ek daai hoogste standaard van die Fariseërs gehandhaaf en gehou nie, ek was goed in dit. Ek het dit reg gekry, onberispelik, jy sou my net regwys op iets nie. Ek het dit reg gekry. So dis Paulus se prestasies in die vlees. So in die vlees, wat hy reg gekry het, wat hy gedoen het. As enigiemand kon dink, dat op grond van hoe hulle gelewe het, hulle goed genoeg was, die Here hulle in guns sal aanskou, en hulle sal red, hulle sal hemel toe vat, op grond van wat hulle gedoen het, wat hulle is, dan was dit die apostel Paulus. En onder leiding van die Gees sê hy dit self. Maar hoor dan wat sê hy. Vers 7. Maar wat vir my wins was, wat vir my 'n bate was, hierdie dinge waarop ek vertrou het, dis die ding wat ek gekoester het, dit was my kaartjie hemel toe, dit wat vir my 'n wins was, vers 7 tot 8, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek ook alles prys gegee het, en as drek beskou. Paulus sê, dit alles, al my prestasies, al my gehoorsaamheid, al my goeie werke, al my vroomheid, wat ek 'n man van God was, al hierdie dinge, tel niks. Inteendeel, ek kyk aan en ek ag dit skade, verlies, ek wil dit weg hê van my af. Wil nie daarop staan, daarop vertrou nie, ek ag dit as drek.
uiters sterk woord wat hy gebruik. Ek wil nie vir 'n oomblik daarna kyk of eers daaraan dink wanneer ek oorweeg, hoe staan ek voor God nie. Wanneer ek dink die Vader, wanneer hy nou na my kyk, wat sien hy? Dan wil ek nie eers dink aan hierdie dinge nie. Hoe getrou ek is, hoe ywerig ek is, hoe gehoorsaam ek is. Hoekom nie? Vers 8 tot 9. Om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Nou sien jy dit? Om Christus as wins te verkry. Dit moet vir jou sê, jy kan nie al twee hê nie. Jy kan nie vertrou en staat maak en roem en fokus en sê, goed, hoe ek is, wat ek is, gereformeerd, betrokke, ernstig, gelowige, hierdie dinge, die Here sal dit sien, en hy sal my beloon, hy sal my red op grond van dit. Jy kan nie dit hê, en vir Christus nie. Jy moet kies. Wanneer jy oorweeg hoe God jou beskou en waarom, wanneer jy oorweeg wat jy eendag vir God sal sê, wanneer jy voor hom verskyn, dan moet jy kies. Wat gaan jou wins wees? Wat gaan jou kaartjie wees? Wat gaan die ding wees waarop jy sê, op grond van hierdie, laat my in die koninkryk. Hê my lief, aanvaar my. Wat gaan dit wees? Wat gaan jy vir hom voorhou? As dit jou vlees is, wat jy is, jou prestasies, jou gehoorsaamheid, jou ywer, jou liefde vir God, jou eie geregtigheid wat jy opgebou het jou lewe lank deur gehoorsaamheid. As dit is, sal jy verlore gaan. Vir ewig. As jy daarna wys en sê, op grond van dit, aanvaar my, red my, of jy kan vir Christus voorhou. Sy geregtigheid. Is dit nie wat die evangelie ons so keer op keer leer nie? Dit elke Sondag, in een of ander vorm, in die preek, noem ons die evangelie. Waarom? Want Paulus hier heel aan die begin sê, dis nie vir my lastig om dieselfde ding aan julle te skryf nie, en dit gee julle sekerheid. So oorweeg weer die evangelie. Christus sterf aan die kruis vir my sonde. En hy gee vir my sy geregtigheid. Hy word gestraf in my plek. En ek ontvang sy geregtigheid, sy volmaakte lewe, sy gehoorsaamheid, hoe hy reg staan voor God. Ontvang ek, asof ek dit gedoen het. Sodat wanneer ek hier staan, en die Vader kyk na my, dan sien hy vir Christus. Christus se geregtigheid, Christus se gehoorsaamheid, asof ek dit gedoen het. Wanneer ek eendag voor hom kom, wanneer ek eendag aan hom sal antwoord moet gee, waarom moet ek in die koninkryk toegelaat word? Gee ek van Christus sê, op grond van hoe hy gelewe het, aanvaar my. Dis die evangelie. Dis die wonder van die regverdigmaking deur die geloof. Paulus hier ook so duidelik maak, is dat daai gebeur met jou, jy ruil so met Christus verdienste, wanneer? Wanneer jy glo in hom. Wanneer jy dit in die geloof omhels, jou eie maak, dan is dit joune, asof jy daardie geregtigheid uitgeleef het. Wonderlik. En kyk nou weer na hoe beskryf Paulus dit, vers 7. Wat vir my wins was, al my geregtigheid, al my gehoorsaamheid, al my prestasies, dit het ek om Christus wil skade geag. Want wat ek by hom kry is soveel beter, soveel meer, dit voldoen. Ek kan nie. Al oortref ek wat Paulus hier sê. My geregtigheid onberispelik, ywer, 'n vervolger, ek doen alles soos nog meer as Paulus. Ek kan nie die merk behaal nie. Kan nie goed genoeg wees nie. Maar ek gooi dit weg. Ek gryp vir Christus. Op grond van hom
hoe hy geleef het. So al hierdie dinge, my prestasie, my gehoorsaamheid, my geregtigheid, my liefde, my toewyding, dis nie meer vir my wins nie, omdat ek alles wat ek nodig het by Christus verkry. Hy is my wins. Ek kry soveel by hom, soveel gehoorsaamheid, geregtigheid, wat vir my tel, dat die bietjie wat ek self doen, dat ek dit as skade en verlies ag. Dit kan niks byvoeg by Christus nie. Ek kan niks doen wat God liewer maak vir my nie. Sy liefde bereik die hoogtes, onophoudelike hoeveelheid, omdat ek in Christus is. Weens Christus se geregtigheid wat ek ontvang. Vers 8, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het. Nou, die Grieks hier sê, terwille van wie ek alles verloor het. Alles vanaf beroof is, dis weg van my af. Ek hou my eie geregtigheid vas. My gehoorsaamheid, my toewyding, my liefde, ek hou dit hier in my hande en dit is my kosbaar. Ek hoop die Here sal my aanvaar op grond daarvan, maar wanneer Christus homself vir my gee, dan vat hy daai by my. Sodat wanneer ek voor die Vader kom, dat al wat ek hou, is Christus. Al wat ek aanbied vir hom, is Christus. Net hom. Ou prediker, wat skryf, die Here kan jou hande slegs met goud volmaak, as jy die klippies wat jy in het hou, weggooi, leegmaak. Nou hierdie heerlike, kosbare, alles oortreffende waarheid, loop tot niks uit, as jy op die vlees vertrou. As jy jouself en jou eie gehoorsaamheid en geregtigheid probeer opbou, sodat die Here jou sal lief hê vir dit. Nou mag hierdie woorde jou tog dan lei om weg te kyk van jouself af en net na Christus te kyk. Want hoe baie is daar nog wat op die vlees vertrou? In ons tyd, in ons dag. Hoe baie probeer hulle veiligheid en sekerheid voor God verkry deur self goed genoeg te wees. Hulle sal self sê, ja, niemand's perfek nie, ek's nie perfek nie, maar ek probeer daarom. Dis goed genoeg vir die Here. Baie dink nog so. Soos Paulus kan hulle sê, ek is gereformeerd, ek is betrokke, 'n betrokke lidmaat in my verhouding met die Here, ywerig wat die wet betref, nie perfek nie, maar ek probeer. In my huwelik getrou, verhouding met mense, ek het geen vyande nie. Maar dat hulle net soos Paulus ook sal sê, dit alles ag ek as skade. Wanneer ek dit oorweeg as iets om voor God te dra tot my aanvaarding, ag ek dit as skade. Net vir Christus, gee vir my net vir hom, dat ek dit kan bring voor die Vader. Niks anders nie. Ek ly graag verlies aan al my verdienste. Wat ons so wil praat van, maar ek verdien om beter gehanteer te word, want ek probeer daarom, ek lewe daarom nie te sleg nie. Ek ly graag skade aan dit alles, om vir Christus te verkry, dat ek sy verdienste ontvang, en net syne. Nou vanoggend aan ons Here se tafel, is dit ook presies waartoe Christus jou oproep. Ons kom nie na sy tafel toe, omdat ons roem op die vlees nie. Ons kom nie na sy tafel toe, omdat ons so vertrou op ons eie lewe en hoe goed ons doen, en ons kom bevestig dit nou nie. Nee, ons kom juis hier sit, juis die liggaam en die bloed van Christus neem. Juis omdat ons geregtigheid, ons verlossing, ons rede waarom God ons moet aanvaar, buite onsself soek, in Christus. In hom. Dis juis waarom ons kom sit. Ons kom juis om te sê die geregtigheid wat Jesus gelewe het, wat hy vir my in sy offer aan die kruis gee, daarop vertrou ek en net op dit. Niks anders nie. Dit en dit alleen sal ek vir God aanbied. Dit en dit alleen sal my in die hemel kry, niks anders wat my vlees gedoen het nie.
Laat elkeen wat dan so gesind is, aan ons Here se tafel kom aansit. Want dit is geloof in die evangelie. Om op Christus en sy geregtigheid vertrou, en jou eie verdienste, jou eie geregtigheid wat jy probeer op 'n prys te gee, weg te gooi. Ons sien dit in die teks, want ons hoor in vers 9 van die geregtigheid. Geregtigheid wat deur die geloof is. Nou, dis wat Paulus hier beskryf. Daai vertroue op Christus en die weggooi van 'n mens self, mens se eie geregtigheid. Nou hierdie heerlike, kragtige waarheid van die evangelie, hierdie waarheid dat Christus se geregtigheid myne word, asof ek dit gedoen het, net deur ek wat glo, die Gees werk geloof in my, hy bind my daaraan, ek ontvang dit. Kyk hoe beskryf Paulus dit verder, om die diepte en rykdom daarvan te wys. Vers 9. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. So, as ons nou die argument, die lyn volg, Paulus ag sy eie prestasie, sy gehoorsaamheid skade, hy gooi dit weg, sodat hy vir Christus as wins kan verkry. Dit is sodat hy deur die geloof in Christus se geregtigheid kan kry, sodat dit vir hom tel, en dan noem hy dit, vers 9, om in hom gevind te word. Om in Christus gevind te word. En hier kry ons die besonderse, ryke en onbegryplike waarheid van ons eenheid met Christus. Oorweeg net weer wat gesê word, dat ons in Christus gevind word. In hom. Weet jy waarom dit moontlik is vir Jesus se geregtigheid om vir jou te tel? Waarom dit moontlik is dat dit vir jou so kan tel, dat jy daarop kan vertrou, dat dit alleen jou sal hemel toe vat, en dat jy niks hoef te doen of kan doen om dit by te voeg nie? Dit kan vir jou tel, omdat jy in hom is, deel van hom is. Dit is werklik 'n onbegryplike gedagte. Wanneer jy in Christus glo, wanneer jy deur die werking van die Gees glo in Christus en die evangelie, dan is dit nie 'n ruiltransaksie wat jy met God aangaan. Jy bied geloof en hy beloon dit met verlossing nie. Deur die geloof word jy letterlik in waarheid deel van hom. Jy word een met hom, met Christus. Jy kry nie net iets by hom nie. Jy word deel van hom. Jy word ingeplant, Johannes 15. Christus wat sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Hy wat sê, ek is die plant, wat uit die grond uitkom, wat die voeding het, wat die krag het. En julle is nie aanskouers van die wynstok nie. Julle is nie wat die druiwe pluk nie, net die vrug kry by die wynstok nie. Julle is die lote. Julle is deel van die wynstok. Hierdie moet ons, julle is deel van die wynstok. Efesiërs 5, Christus is die hoof en ons is die liggaam. Twee kan nie geskei word nie. Is een wees. Christus is die hoof en ons gelowiges is sy liggaam. Petrus durf self sê dat ons kry deel aan die goddelike natuur. So wat beteken dit om in hom gevind te word? Beteken dat jy geestelik deel word met hom. Een word met hom. Sodat wanneer die Vader na jou kyk, wanneer die Vader nou na my kyk, dan sien hy my in Christus. Wee my as hy my buite Christus sien, dan is ek verlore. Niks hoop nie. Nou sien hy my in Christus.
En daarom sal ek nooit gestraf word vir my sonde nie. Want toe Christus aan die kruis gesterf het, toe hy daar gestraf is vir sonde, was ek in hom. Dis hoekom ek nie gestraf sal hoef te word nie. Want my sonde was op hom, ek was in hom by sy kruisiging. En wanneer hy opgestaan het tot my geregtigheid, tot my regverdiging, was ek in hom, saam met hom opgewek. Besonder, ek nog eers bestaan toe nie, maar in werklikheid, geestelik, was ek in hom. En daarom tel dit vir my, oor die diepte van die geheimenis van ons eenheid met Christus. Daarom sê Paulus ook hier in vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek in sy dood gelykvormig word. Nou hierdie ken waarvan Paulus hier praat. Dis nie net om iets van te weet en te verstaan nie. Dis hoe ons van ken praat, baie. Hierdie ken is soos om te ken dat heuning soet is. Goed, jy kan gaan lees oor heuning wat soet is, jy kan met mense praat daaroor. Jy kan selfs in die wetenskap ingaan en reg verstaan waarom heuning soet is, maar is iets anders wanneer jy daai lepel in jou mond sit. Dan ken jy heuning se soetheid op 'n ander vlak. En dis wat Paulus hier sê. Paulus sê, ek sien van my eie geregtigheid af, my prestasie, ek vertrou alleen op Christus en sy geregtigheid, sodat ek in hom gevind mag word, en dat ek die krag van sy opstanding mag ken. Op daai manier mag ken en gemeenskap aan sy lyde. Ek verlang so om met Christus een te wees, eenheid te ervaar, dat ek wil selfs ly soos hy gely het. Ek wil nie anders hanteer word deur hierdie wêreld as my Here nie. Ek wil nie op 'n ander manier in die hemel uitkom as my Here nie. Ek wil nie hemel toe gaan met meer liefde in my hart vir hierdie wêreld, hierdie lewe as my Here nie. Ek wil ten volle gemeenskap met hom ervaar. Ek wil dit proe, ek wil eenheid met hom hê, selfs in sy lyding. En wat 'n troos vir ons wanneer ons swaar kry ook. Ons swaar kry op hierdie aarde en hoe bitter kan dit wees. Dit is niks anders as ons wat hierdie eenheid met Christus ervaar. Ons wat gemeenskap het met sy lyde, Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En so is jou lyding niks anders as gemeenskap met hom nie. Deel wees van hom nie. Oor die diepte van ons eenheid met Christus. Ons eenheid met Christus is ook wat ons vanoggend hier aan tafel gaan vier. Wat word ons geleer telkens wanneer ons die brood en die wyn gebruik? Sê dit elke keer voor ons eet en voor ons drink. Dit is die gemeenskap, die deel, die eenheid met die liggaam en bloed van Christus. In Johannes 6 sê Jesus selfs, dan sê ons sy liggaam eet en sy bloed drink, het ons nie lewe in ons nie. So ons mag vanoggend aansit, ons mag vanoggend eet en sy bloed drink, soos uitgebeeld in die nagmaal, dit geestelik eet en geestelik drink, omdat ons deel is van hom. Een is met hom, en dis wat ons dan ook proe. Amen. Kom ons sing en bid saam vir ons Here vanuit die Onse Vader.
nabetragting en nadenking aan die viering van die Heilige Nagmaal gaan ons weer kyk na Filippense 3. Ons het gekyk na die eerste gedeelte en ons gaan nou kyk vanaf vers 11 tot by vers 14. So kom ons luister weer na ons Here se woord en ons luister vanaf vers 11. Filippense 3 vanaf vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. Tot sover. Kwessie wat Paulus hier dryf, en wat ons so dringend en gereeld aan herinner moet word, is dat die Christelike lewe is nie 'n passiewe lewe nie. En ek dink dis die fout wat ons so maklik maak, en dis veral die fout wat ons maak wanneer ons die heerlikheid van die evangelie hoor. So maklik geneig is in ons sondigheid om te maak, om te sê, goed, as ek hemel toe gaan, slegs op grond van Christus se geregtigheid, is nie nood by my daarvoor. Nou kan ek maar net dryf deur hierdie lewe tot ek eendag dood is of tot die Here weer kom en ek sal gered word. Geen strewe, geen inspanning nie. Ons moet raak sien is dat die evangelie gee vir ons versterking, die nagmaal gee vir ons versterking. Die versterking genade wat ons ontvang vanoggend is juis nie veronderstel om ons laat terugsit en passief wees en te laat dryf nie, maar juis om ons laat volhard, des te meer in die geloof. Ons moet altyd daarteen waak om te sê, ek glo, ek is gered, Christus is my geregtigheid, en nou gaan ek dryf. Al my doelwitte, al my liefde, al my tyd, energie, fokus op hierdie wêreld. Fokus op die dinge van hierdie wêreld. Ek is mos gered, ek weet mos waarheen ek gaan eendag. Nou baie keer is ons nie geneig tot dit nie. Ons is mos nie gered op grond van ons gehoorsaamheid nie, so nou kan ons net dryf. Nou, een van die maniere hoe jy kan weet, jy neig tot hierdie, is wanneer jy kyk na mense wat in oorgawe, met passie, met erns, met gewig, met opoffering die Here dien, en afkeer teenoor hulle. Ja goed, iemand kan die Here dien vol van leuns, maar so baie keer kyk ons na mense wat so aan die brand is vir die Here, en wat doen ons? Ons dink, ja, jy is bietjie te ernstig, bietjie oordrewe. Geloof is 'n mooi ding, maar hy moet op sy plek wees, en daar's 'n plek vir dit. As jy so dink, as jy so reageer teenoor wanneer jy iemand sien in passie, in oorvloed, in oorgawe vir die Here, dan neig jy tot hierdie. Jy dink, goed, ek is mos nou gered, nou kan ek dryf. Wat die Here soek in godsdienst is hy soek 'n gematigheid. Die Here weet niks daarvan nie. Hoor vir Paulus in ons teks. Is Paulus 'n groot las in hierdie teks, om ons te bewaar om 'n dooie, doellose, ywerlose, passielose verhouding met die Here te hê. Net een wat so dryf. Kyk saam na vers 11 tot 14. Dis 3 waarhede moet jou geloofslewe vorentoe, wat ons vanuit hierdie verse sien. En ek sê juist geloofslewe vorentoe, want dis wat Paulus hier ook doen. En as hy oploop tot nou by die tafel, hier vier ons die diepte, die heerlikheid van ons verlossing in Christus en Christus alleen. En nou het ons nog 'n lewe wat voor lê. Daai lewe gaan nie meer gevul wees met ons wat ons geregtigheid probeer opbou nie, maar die lewe lê nog daar. Hoe gaan jy hom lei? Gee Paulus vir ons 3 waarhede. Nommer 1, die evangelie maak jou nie passief nie. Maak jou nie passief en lou en net drywerig in jou verhouding met die Here nie. Vers 12. Nie dat ek al verkry het of al volmaak is nie. En dan vers 13.
Broeders, ek reken nie dat ek self gegryp het nie. Nou waarvan Paulus hier praat is finale verlossing. Om klaar te wees met die wedloop. So wat doen hy? Hy sê hierdie lewe op aarde, na jy reeds verlos is, vasseker ewig, dis klaar, die res van jou lewe is 'n wedloop. Jy is besig om in 'n resies, 'n wedloop te hardloop, en hy sê, ek is nog nie klaar nie, ek is nog nie daar nie, ek sal eendag wees wanneer ek sterf, of wanneer die Here weer kom, maar tans hardloop ek nog. En as ek nou stop, gaan ek gediskwalifiseer word, want dis die reëls. Ek sal verloor, ek sal die prys nie behaal nie. So, jy gaan hemel toe, omdat jy die prys ontvang wat Christus vir jou behaal het, maar jy moet nog hardloop tot daar, jy moet nog hierdie lewe klaarmaak, nie die prys verdien nie, nie die prys behaal nie, dis klaar behaal. Maar jy is nog in die wedloop, besig om te hardloop. Jy is nie passief nie. Nommer 2, jou lewe is nou een van erns en inspanning om die wedloop te voltooi. Vers 12, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy kan nie hierdie hoor en dink om net te dryf in jou verhouding met God. Net 'n ywerlose, vat maar dag vir dag, dink nie aan die Here nie, spandeer bietjie tyd, dink 'n bietjie, sonder enige passie en ywer vir hom. Jy kan nie dink dat dit gepas is as jy hoor wat Paulus hier sê nie. Dink aan wat hierdie beteken vir Paulus. Hy sit met baie sonde en gebrokenhede in sy verlede agter hom. Hy het Christus en sy gemeente vervolg, soos hy self getuig het. Hy het beveel en toegesien dat gelowiges, omdat hulle Christus aanbid, in die tronk gegooi en vermoor word. So wat Paulus dan kan doen, is hy kan daarna kyk en maklik mismoedig word, of hy kan daarna kyk en sê, dit is vergewe, en ek is nou vry, en dan net dryf. Maar wat ook al een kant toe dit gaan, dit kan hom maklik lou en mismoedig maak, maar dan sê hy, ek hou aan. Ek gryp keer op keer na Christus. Ek hou my oë op hom, en ek lewe in oorgawe in my verhouding met God. Ek weet, ek hoef niks te verdien in hierdie resies nie. Ek het gewen. Ek kry die prys. Maar ek hardloop, ek voltooi dit. En wat, die beeld wat hy gebruik, wat is hierdie volharding? Dis ywer, dis inspanning, dis erns in jou verhouding met God. Nommer 3, jy is verseker dat jy die wenpaal sal bereik as jy aan Christus vashou. Want sonder dit sou ons nie hierdie resies, hierdie wedloop kon hardloop nie, die res van ons lewe, ons geloofslewe nie. Ons sou nie kon nie. As jy by jouself dink dat jy is nou verlos in Christus en jou verlossing is op hom alleen, maar jy moet nou goed genoeg lewe die res van die tyd, anders gaan Christus nie meer vir jou tel nie. As jy dit sou dink, jy dink dat jy uit Christus uit kon val, jy's in hom nou, jy's een met hom, maar jy kan net uitval, dan sal jy nooit voltooi nie, jy sal altyd sukkel. Maar hoor wat sê hy, vers 12, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Ek kan aanhou hardloop, volhard in my verhouding met die Here, ten spyte van my gebrokenhede, ten spyte van my sonde, my swakhede, want ek is gegryp. Ek is reeds syne. Weer eens, dink aan wat dit vir Paulus beteken. Hy sit in sy ouderdom, sit hy sy gedagtes gevul met spyt, sy gedagtes gevul met skaamte, skuld, vrees oor alles wat hy gedoen het, maar dan onmiddellik, keer op keer, gryp hy na Christus, gryp hy na wat met hom gebeur het op die Damaskuspad. Hy sê, ek is gegryp deur Christus, ek het hom nie gesoek nie, ek het nie iets gedoen wat sy aandag trek nie, ek het nie iets gedoen
wat myself goed genoeg maak vir hom om my lief te hê, om my te hy het my gegryp. Ek was inteendeel besig om sy kerk te vervolg en hy het my kom gryp. Sê hy dink daaraan. Hy gryp terug na dit toe. En dan sê hy, ek is syne. Ek sal daaraan vashou, wat agter my is, los en voortstrewe na die wenpaal. Paulus leer ons, jy kan verseker wees dat jy die wenpaal sal behaal. Jy die koninkryk sal binnegaan, want Christus het jou gegryp. Maar dit maak jou nie passief nie. Dit maak jou nie ywerloos, passieloos nie. Nee, jy sal die koninkryk binnegaan. Jy sal die wenpaal behaal. As jy aanhou hardloop, gegryp deur Christus. Dit beteken om te volhard in jou verhouding met hom. Toegewyd, ernstig oorgegee. En dan ook soos Paulus te maak, dat elke keer wanneer jou gewete jou aankla, na hom te vlug. Kyk na hom, na hoe hy jou gegryp het. En dan kan jy met sekerheid die wedloop, met passie en met ywer voltooi. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U vir die evangelie, wat ons nou ook so ryklik en so oorvloedig kon ervaar hier aan die tafel. Dankie vir die seun en dat sy liggaam gebreek is vir ons, dat ons gevoed mag word met die ware brood, dat sy bloed gestort is vir ons, en dat ons gevoed mag word met die ware drank. Dankie dat ons nie verantwoordelik is vir ons eie verlossing, ons eie geregtigheid nie. Maar dat ons in alles kan kyk na Christus, ons eie geregtigheid as skade kan ag, omdat ons vir Christus het. U gee meer in die evangelie as wat ons ooit sou kon durf dink of vra. Ons Vader, ons prys U. Nou, ons dank U, ons verlang na die dag dat ons U onverhinderd vir ewig sal kan geniet en prys. En Vader, ons bid dan dat die versterking wat U gee, deur U Gees, deur U woord, deur U sakrament, dat U ons sal versterk en sal lei, ons sal aanvuur en bemoedig om met oorgawe en ywer en passie die res van die wedloop te voltooi. Bewaar ons, hou ons naby aan U, wanneer U sien dat ons harte en gedagtes dwaal en die wêreld lief kry en ons ywer verloor vir U oog, gryp ons opnuut, rig ons harte en oë weer tot U, dat ons die kosbaarheid sal sien en die wêreld sal verag. Nou lei ons om U ook te aanbid en te dien en lief te hê, in waarheid, met ywer en passie. En Vader, ons dank U vir die seëninge en die genade wat U ons as gemeente gee. Dankie dat ons nou weer heerlik mag eet, dat ons mag fisies en tasbaar sien en ervaar hoe U vir ons sorg. Dankie dat ons mekaar mag hê en mekaar mag geniet en saam as U liggaam opgebou word in liefde vir mekaar en liefde vir ons hoof. U gee vir ons werklik oorvloed. Die Vader, ons prys U, hoor ons lof, hoor ons dank en hoor ons bede. Alles om ons Here Jesus se naam ontwil. Amen.
Kom ons sing dan vir ons Here vanuit Skrifberuiming 33 en daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 sing. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.